What's on Garden Route and Surrounds? Ons kuier vandag in die studio saam met Jean Limini, of soos julle as al ken, Jade River. Sy het pas haar EP bekendgestel, Marionette. Ja. En dis jou eerste album was Verlanger. Ja. So, Johnny, vertel eers 'n bietjie vir ons. Net vir die locals, jy is local, jy kom van Georgia af, jy sê jy's nou 8 jaar in Pretoria. Ja, so ons het eintlik 'n groot projek gewees voor dit vir 'n paar jaar, maar al vandat ek op laerskool was. En ek het toe direk na matriek is ek Pretoria toe. My ouers is nog steeds hier so. Is jou ouers in George? Ja. Okay. En maar jy het in George skool gegaan. Wel, ek was homeschool. Is jy homeschool? Maar ek het baie vriende gehad wat uit in die Kwa en al die skole hier rond was. Maar ek was self nooit in die skool nie. Nou vertel 'n bietjie vir ons, want ek dink die groot ding is ons kykers hou daarvan om te sien dat local mense bietjie hulle drome nastreef en dit waar maak. So vertel 'n bietjie vir ons van jou journey met jou musiek. So ek het na matriek was my plan oorspronklik om of in die Kaap of in Pretoria te gaan musiek swat. Maar met die homeschooling het ek so 'n bietjie laat my matriekresultate gekry. So toe kon ek nie daai volgende jaar gaan swat nie. Toe wou ek Amerika toe gaan vir 'n paar maande. Ek het familie wat daar bly en my tannie is ook in die musiek in, so ek het gedink ek gaan bietjie daar gaan bly en bietjie by haar gaan leer en kyk wat daai kant aangaan. Toe word my visa deny. Toe sit nou al middel Januarie en ek het nie 'n idee wat ek kan doen nie. Toe ek het die vorige jaar vir Lisandra Winter by die Karoo Stilfees ontmoet en ons het toe daai jaar so 'n bietjie saam geskryf, soms so oor WhatsApp en ek het so 'n bietjie gecowrite in een van die liedjies van haar album. En toe praat ek met haar en sy sê toe nee, maar sy is besig met haar album, sy het 'n bietjie plek in haar band en sy het ook 'n bietjie hulp nodig met 'n paar ander goeders. So as ek wil, kan ek soontoe kom. Ek pak toe op, trek Pretoria toe en vir die eerste 6 maande op daar was het ek in die studio gebly terwyl hulle besig was met die album. Ek het 'n klomp amazing musikante leer ken en ja, dit was 'n lekker plek om te kon uitfigure, wil ek nou musiek gaan swat of gaan ek nou net inspring en begin doen. En ek het op die ou end na daai jaar het ek toe eers vir 3 jaar gaan jazz swat by TT en toe direk na dit met my album begin. Ja, sien. So dis interessant, maar dit moes darm guts gevat het. Nee, ek weet dis braaf om dit te gedoen het. Net so wegspring. Is dit maar die naïwiteit van jonk wees of dink jy dis iets wat jy weer sou gedoen het? Ek dink is iets wat ek weer sou gedoen het. Ek dink is seker maar 'n bietjie van 'n persoonlikheidsding ook. Ek kan nogals net inspring en iets doen. Dit is nogals interessant omdat ons 4 kinders ook is om te sien hoe almal sulke goed anders hanteer. Maar ja, dit was nog altyd iets wat ek wou doen en toe ek die geleentheid kry, was dit nie regtig 'n moeilike keuse om te maak nie. Alhoewel dis nogal snaaks want ek het altyd gesê ek gaan nooit in Pretoria bly nie en nou is ek al 8 jaar daar, maar ja, dit gaan ook by ouens seker maar meer oor die mense as die plek. Maar Dis ja. baie waar. En jou stage naam, Jade River. Vertel vir ons waar kom dit vandaan? So ek is die oudste van 4 sissies en Jade is ons almal se name se eerste letters in volgorde snaaks genoeg bymekaar gesit. En River gaan oor you can never step in the same water twice. So dis iets wat consistent is maar ook heeltyd verander. Ja, so dis waar Dis dit vandaan kom. pragtig. Ek is mal daaroor. Okay, Marionette. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie oor Marionette. Waar het dit So- vandaan gekom en waartoe is hy op pad? Ja, die liedjie Marionette het ek al geskryf net voordat ek my eerste album vrygestel het. So hy is nou al 'n rukkie wat hy kom. Maar ek was in 'n baie kort tydperk in gesprekke met 'n klomp verskillende mense wat ek net besef het daar's so baie mense wat iets nie gelukkig is met waar hulle is en wat hulle doen in die lewe nie. En ek ry toe eendag rond en ek sien tog hierdie prentjie van hierdie marionet wat aan die touwtjies gebind is wat in verskillende rigtings trek. En die vraag wat my opkom toe is ons maar net gebind aan wat ons gebind is in die lewe of kan ons kies? En as ons dan besef dat ons daar kan kies, wat sal jy kies om jouself aan te bind? En ja, toe die konsep net van daar af ontwikkel, maar ek het geweet toe ek daai inskryf dat dit die tema gaan wees vir die volgende projek. So dit is lekker om dit uiteindelik met mense te kan deel. Jou vrees my hart breek wat ek sou gee om al jou stukke weer by mekaar te kan sit. Oor die touwtjies is styf gespan aan jou hart, daar's geen
En ek neem aan jy gaan hom deel, julle gaan nou een of ander teaterproduksie doen, het jy gesê? Nee, so die teaterproduksie, ek en Thys Norke en Jaco Smit wat ook my producer is, het so 'n projek begin so 'n paar jaar terug genaamd die Singkamer, wat ons eintlik maar 'n klomp van ons almal se musiek vat en 'n show daarvan aan mekaar sit, maar met so 'n bietjie van 'n teater storielyn ook ingeweef. So ons het nou al 3 shows gedoen. Die eerste een was net ons 3. Die tweede een het ons vir Yoshana as gaskunstenaar gehad. En die derde een wat in April hierdie jaar was Leon Grop ons gaskunstenaar. So ons wil nou maar probeer om ten minste 1 jaar te doen. So En dis om maar so op te bou. Ag Jesus, dit sal so lekker wees met eventueel hier by die Aardsteate ook te kan kom doen. Ja, dit sal goed wees. Maar ja, ons kyk nou maar of ons elke keer 'n gaskunstenaar kan kry. Ons sal seker weer die volgende een weer 'n bietjie teruggaan na die oorspronklike een toe, net om hom weer 'n bietjie te revisit. Maar ja, dis baie lekker. Ek dink dis lekker om nie dit alleen te doen. Ja. Ag, die industrie is eintlik so klein en soveel lekkerder om saam met die mense daaraan te werk as wat dit is om altyd te kompeteer teen almal so. Dit is baie waar. Maar Jay, baie dankie. Ons waardeer dit en dit is lekker dat jy bietjie by ons in George nog kom kuier so nou en dan. En Ja, dis 'n lekker plekkie. dit is en ons sien uit om Marionette te hoor. Baie dankie. Jy het hom die 8 Augustus vrygestel, so hy is nou al beskikbaar op YouTube. Ja, nee. Marionette is al 'n bietjie vroeër beskikbaar, maar die hele EP is al van die 8ste af beskikbaar. So dis Marionette en dan nog 3 ander liedjies. Ons sien uit om daarna te Awesome. luister. Baie Dankie. dankie.